Baie dankie Lucinda en ons sangers Japie. Ons is bevoorreg om sulke mooi musiek te kan hê. Hartlik goeiemôre aan die gemeente. Kry jy koud? Dit is nie koud nie, jy voel so traag om vir my môre te sê. Baie dankie, dis beter. Dis beter. Mag die Here vir ons in sy liefde en in sy teenwoordigheid seën vanoggend. Ek vra verskoning vir beide Koenie en Anton. Koenie is daar op die suidkus iewers met 'n troue wat hy gaan hou het en Anton het sy afnaweek. Daar is nie kategese wanneer dit lang naweek is nie. Dan is dit goed dat hy dan ook sy afnaweek neem omdat hy Sondag aande ook verantwoordelik is vir die tieners wat hy met groot liefde en deernis doen. Gemeente, ons vra verskoning, die hartklop, die van u wat nog die hartklop graag in 'n harde kopie wil hê. U sal nie glo nie, Vrydagoggend toe ons die hartklop, Jan julle die hartklop druk toe, het albei drukkers besluit, hulle is nou, wat is 'n Afrikaanse woord vir gejam? Geblok. Hulle wil nie werk nie, ons het hard probeer. Maar die voordeel is, u kan die hartklop lees op die kommunikasiegroepe van ons gemeente, en as u nog nie op die kommunikasiegroepe is nie, gee asseblief u nommer vir Janie by die kerkkantoor of vir een van die leraars, vir my, dan sit ons die daar op. U kan die hartklop in kleur lees op u eie selfoon. Beter sal u nie kry nie. So doen moeite om seker te maak dat dit daarop is. Ons tema vanoggend, slegs vanuit God kom nuwe lewe. Slegs vanuit God kom nuwe lewe. Gemeente, ek gaan die kers aansteek. En terwyl ons dit doen, wil ek ook vra dat ons fokus op die Here se teenwoordigheid hier by ons. En dan dink ons vanoggend ook baie spesiaal. Ek wil 3 persone noem. Dalk is daar iemand anders wat ook na in die hart lê, wat dalk ernstig siek is of worstel met een of ander uitdaging. Ons dra hulle aan die Here op. Maar ek wil graag vanoggend vir Tamarie laat gaan. Dit is Veronica Brandt se dogter, sy's 'n mamma van jong kinders. Sy het 'n seldsame kanker, die dokters krap hulle koppe. Hulle soek wysheid om te weet wat om daarmee te doen, hoe om dit reg te behandel. Vir Tamarie aan die Here opdra, vir Helga van Wyk, Helga en Guillaume van Wyk. Helga is ook nog eintlik jonk. Dit is Charles en Hetty van Wyk se dogter. Sy is in 'n koma. Ek dink sy is in die FSA, nee? Ja, in die FSA. Sy is in 'n koma ook as gevolg van kanker. En dan een van ons jong mense, hy's nog maar 'n eerstejaars student. Heinrich Kuchar. Jy sal onthou, hulle het laas, nie lank terug nie, het hy en sy twee, hy's een van 'n drieling, sy sussie Haike en sy boetie Werner hier belydenis van geloof afgelê. Hy wag op uitslae van laboratorium uitslae. En ons bid, dit is 'n ernstige situasie en ons bid dat die Here vir hom en die Kuchar gesin ook vir Rina en Hermie Huisamen
baie styf sal vashou in hierdie tyd. Here God, ons is hier teenwoordig. Ons is hier omdat U hier is. U is hier teenwoordig. Dankie dat ons vir Tamarie, vir Helga, vir Heinrich en soveel ander mense, ook op die lys van ons siekelys, en mense wat dalk wie se name dalk nie eers daar is nie, mense aan wie ons nou soos ons hier sit en staan dink. Here, ons bring hulle almal voor U en ons pleit vir U genade. Ons pleit vir U genesing, U heling, U aanraking, U vrede, want U is God. U is God in en oor alle omstandighede, alle situasies. Dankie Here dat ons na U toe kan kom en laag voor U buig. Dankie dat ons land na U toe kan bring. Die hele misdaadsituasie, die korrupsiesituasie. Dankie dat ons weer eens die Oekraïne en die Midde-Ooste, Iran na U toe kan bring. Die VSA, Rusland, Israel, Palestina, al hierdie lande waar daar oorloë is. En al die plekke, Here, waar U kinders vervolg word omdat hulle U dien. Dat U genade, U teenwoordigheid oor hulle sal kom op 'n baie besonderse manier. En nou Here, terwyl ons so stil word, lees ons die woorde van Psalm 63. Ek soek U, o God my God, ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en 'n droë land. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek U is vir my 'n hulp, dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. Amen. Gemeente, terwyl ons oor hierdie woorde dink, kom ons dien die Here ook met ons offergawes tot die eer van sy naam.
Ek wil vra dat ons staan met die volgende liedere. Ons gaan 'n lofsang en 'n aanbiddingslied sing. En dan gaan ek vir ons weer in gebed voorgaan en ons dan die skriflesing en na die skriflesing gaan ons sit terwyl ons twee liedere sing. Die ou Psalm 42 se eerste vers wat so diep aangrypend is en dan 'n lied wat by hom aansluit wat net so mooi is. Kom ons staan eers vir die lofsang en die aanbiddingslied. Here God, dankie dat ons weet U is hier. Dankie dat ons weet dat daar geen plekkie op hierdie aarde is waar U nie is nie. En dankie dat U ook die diepste binneste van ons harte en ons gees ken. Dankie
vir die vreugde wat U gee, wat niks van ons kan steel nie. Maar dankie ook, Here, dat U ook in ons diepste bekommernisse teenwoordig kom. En nou, Here, wanneer ons U woord gaan lees, bid ons dat U opnuut deur hierdie woord vir ons sal aanraak, vir ons as 'n gemeente en vir elkeen persoonlik, ook hulle wat na die diens sal luister na die opname, dat U persoonlik diep sal raak en deur U Gees vir ons sal inspireer as gemeente en as U kinders, as gesinne, as huwelikspare, as persone, elkeen van ons, tot die eer van U naam. Amen. Gemeente, so 2 Sondae terug het Koenie verwys na Esegiel 47. En terwyl ons vanjaar op die 14de Oktober amptelik ons 25ste verjaarsdag as gemeente sal vier, as die Here wil, dink ek dit is baie goed dat ons weer na Esegiel 47 sal kyk. U sal onthou, die van u wat toe hier was, in ongeveer 2007, het ons by hierdie teks lank stil gestaan. En het die Here baie duidelik en diep met ons gepraat. Kom ons lees weer Esegiel 47, vers 1 tot 12. Die stroom uit die heiligdom. Ons tema, slegs vanuit God kom nuwe lewe. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Dit is nou die profeet Esegiel wat hier praat. Die Here God het vir hom 'n visioen gegee. Gaan later net ietsie meer daaroor sê. Maar God is besig met sy volk Israel en hy het vir Esegiel geroep as profeet en met hom gepraat, en in hierdie slotvisioen van die laaste paar hoofstukke, hoofstuk 40 tot 48, kom hy in hoofstuk 47 met hierdie woorde. Hy het hom teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek, daar kom water onder die tempel se drempel uit, aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water verder laat loop. Dit was nou kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het toe tot by my heupe gekom. So let dan op dat waar die water onder die drempel van die tempel uitkom, was dit diep. Maar hier gebeur iets. God werk anders hier. Hoe verder die water loop, word dit nie vlakker nie. Dit word al dieper. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom wat ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Begryp jy wat hier gebeur? Sien jy dit? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan 'n groot hoë bome, weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe, af na die Jordaanvallei toe,
waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit weemal van al die soorte diere en sal daar baie visse wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see, net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Kom vanaf God self af. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Terwyl ons so sit, kom ons neem die woorde wat ons nou gaan sing van hierdie twee liedere wat by mekaar aansluit as 'n gebed. Stil en doorsal liefde
Gemeente, in hierdie boek van Jesegiel, die agtergrond is dat weer eens het God 'n pad met Israel gestap. Hulle het in sonde geleef, hulle het afgode gedien, natuurgode aanbid, en die Here God het hulle gewaarsku, maar dit het op dowe ore geval. En die uiteinde is dat hulle weggevoer is na Babylon toe. Die tempel is vernietig, en toe die tempel vernietig is, het die Jode ervaar dat die heerlikheid van God hulle verlaat het. En dit is verskriklik as jy so daaraan dink. Hulle eie ongehoorsaamheid was die oorsaak. Maar in hierdie tyd roep God dan vir Jesegiel, wat saam met hulle weggevoer was, as profeet, om as profeet op te tree. En tog bly God getrou aan homself, wie hy is. En hy doen weer moeite met sy volk. Hy kom terug, as dit ware terug na die tempel. Die tempel word herbou, en hulle ervaar dat die heerlikheid van die Here weer daar is. En waar die boek begin met oordeel, eindig dit met 'n troostboodskap, met 'n nuwe visie vir mense wat op daardie stadium nie hoop gehad het nie. En die stad se naam is Die Here is daar. Soos ek genoem het, ons het in die verlede by hierdie visie stil gestaan, en die Here het met ons hieroor gepraat, en ek dink daarom is dit goed dat ons in hierdie jaar, in ons feesjaar, weer hierby stil staan, en vir onsself vra, wat het gebeur met hierdie visie? Is dit maar net woorde wat daar staan, of is dit werklikheid? Word dit werklikheid, waar ons as gemeente leef, en waar die Here ons roep, en waar hy ons stuur? Die eerste wat vir ons so belangrik is, die allerbelangrikste gemeente, ons tema, slegs vanuit God kom nuwe lewe. Lewegewende water kom net van die Here af. Lewegewende water kom net van God af. As jy na daardie foto kyk, dit is 'n foto van die dooie see, en dan sien jy net daardie soutbanke daarom, en dit is dood. Mense dryf in daai water so dig die sout is. Visse kan nie daar lewe nie, daar is geen plante nie, dit is dood, dit is die dooie see. Maar lewegewende water kom net van God af. Hoofstuk 47 wat ons gelees het, vorm deel van die slotvisioen van Jesegiel. Hoofstukke 40 tot 48. In 43, as jy dit gaan lees, sal jy sien, keer die heerlikheid van die Here terug na die tempel toe. En in hoofstuk 44 tot 46 gaan dit oor heiligheid, oor reinheid, oor orde, toegang, priesters, offers, en die onderskeiding tussen rein en onrein. En dan, waarskynlik teen alle verwagting in, kom hierdie visie, hierdie visioen wat God vir Jesegiel gee, 'n duidelike skuif van die tempel na buite, dat die heerlikheid van God soos 'n stroom water van onder die drempel van die tempel uitvloei na buite. En hier is dit 'n klein stroompie. Dit begin klein, maar dit word onkeerbaar groot, al dieper word dit. En soos die man met die maatstok loop saam met Jesegiel, die gids wat vir Jesegiel dit alles wys, dan sê hy, sien jy dit mens? Begryp jy wat hier gebeur?
Slegs God is die bron van lewe. Slegs vanuit die heilige God self kom daar lewe. En dit is waar ons lewe moet soek, by wie ons lewe moet soek. Nêrens anders as by die lewende drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees nie. Hoe meer ons moeite doen om God te soek, hoe meer ons moeite doen om die Here God se wil te leer ken, op ons knieë tyd met God deurbring, deur sy woord, saam te wees waar die gelowiges saamkom, hoe meer sal ons sy stem hoor. En hoe meer ons God vra om sy stem te gehoorsaam, hoe meer sal die lewe deur ons vloei. Persoonlik, in die huis, in die huwelik, in u verhoudings met u kinders, kleinkinders, met u bure, met mense wat ons glad nie ken nie. Ons as gemeente. En gemeente, dit is iets wat ek baie graag uit my hart uit wil hê, dat ons as gemeente altyd moet onthou. Altyd. Lewe kom net van God af. Dit begin by God. Hy is die bron van lewe. Ons moet altyd die werking van sy Heilige Gees soek en gehoorsaam. En dan ons gemeenteplanne daarby aanpas, sodat dit in lyn is met God se roeping, God se visie vir ons. Nooit andersom nie. Baie keer hoor jy mense, gemeentes wil vernuwende dinge doen. Ons kan nie vernuwe sonder God nie. Ons mag nooit ons eie planne maak eers en dan vir die Here vra om dit te kom seën nie. Ook nie in ons persoonlike lewens nie. Dit werk nie so nie, dis andersom. Dis eers gehoorsaam, dis eers by God soek. En om dan dit wat hy op ons hart lê, in eensgesindheid op ons hart lê, gehoorsaam. En dan pas ons daarby aan. Dit is die pad van groei en verdieping en vernuwing en seën van die Here. Ook waar ons nou in 'n proses gaan om 'n derde leraar te wil beroep. Die proses is aan die gang. Dit moet ons nou eers deur die ring en na die sindendale kantoor ensovoorts. En daarna wanneer ons in die proses kom, ons sal die inlig. Maar op ons knieë, broers en susters, by God, by hom leiding soek, nooit andersom nie. Ons kan net instrumente van lewe wees wanneer Jesus in en deur ons lewe. Hoe nader ons aan hom is, hoe meer ons hom gehoorsaam, op hom ingestel is, hoe meer kan ons droom en met verwagting leef, dat die Heilige Gees deur ons sal werk, doen en leef. Alles wat ons doen, alles wat ons beplan, moet vanaf God kom en moet daar wees vir die eer en die uitbou van sy naam en koninkryk. Die tweede wat my baie hier opgeval het, is dat die lewe wat God gee word meer wanneer ons dit deel. Die lewe wat God gee, groei nie, dit word nie meer as ons dit vir onsself hou nie. Dit word meer wanneer ons dit deel, wanneer ons dit uitdeel. Ons word geseën om tot seën te wees, en die Here seën onder ons gemeente op baie maniere. Maar hy doen dit met 'n doel dat ons vir hom tot seën sal wees. Daar
waar die sout is. Daar waar die dooie see is. God werk anders as menslike logika. As ek vanoggend hier 'n groot pyp van 2 meter sou hê, waardeur water vloei, dan sal die water hier waar hy uitkom, die diepste wees. In die visioen is hy hier vlak, 'n klein stroompie. Maar hoe verder hy gaan, word hy nie vlakker nie. Hy word al dieper, hy word al meer, al verder. Hier is 'n baie duidelike skuif na buite. Reeds in die Ou Testament kom die boodskap baie duidelik dat God gekom het vir die nasies, vir alle mense. En in Jesus, in die evangelies lees ons dit so duidelik hoe baie moeite Jesus gedoen het om by mense uit te kom, juis by gebroke mense, of mense wat nie eers deel was van Israel nie. God hou nie sy heerlikheid vir homself nie. Die lewe word nie opgesluit in 'n heilige, veilige ruimte van die tempel in daardie tyd nie. Nee, hy gee die visioen waar dit uitgaan. Dit word ook nie opgesluit in hierdie kerkgebou nie. Hierdie kerkgebou is net 'n plek waar ons geïnspireer word om uit te gaan. En daarom is hierdie gebou ook so gebou dat hy meer doelig is, dat hier dinge kan gebeur waar mense die grootheid van die Here mag beleef. Jesus is koning deur te dien en homself te gee as 'n prys vir ons almal. Dis nie anders met sy kerk of sy kinders nie. Ons is geroep om te dien, om kanale van lewe te wees, waardeur die water vloei. Jesus het die dood oorwin, die dood is dood, sodat daar lewe kan wees vir ons, vir die wêreld, vir almal. Gemeente, een van die plekke wat vir my 'n mooi verhaal is in ons gemeente, waar die lewe en die genade verder vloei. Deur die Here se genade het ons oor tyd Mount Pleasant VGK, Houston VGK en Zwelisley VGK bemagtig om hulle eie sopkombuise te hê. Met die VGK Zwelisley het seker al so 2 jaar terug het die kerkraad ons kom vra, hulle kerkraad, sal ons hulle nie help om hulle muur om die kerk te bou nie. Want agter om die muur, as jy daar sou gaan, en ek wil tog u aanmoedig om te gaan en te kyk, wanneer hulle sopkombuis het. Daar's baie plakkershitte, en dit is, hulle dit half as 'n bedreiging ervaar. Die elektrisiteit gaan onwettig, die kabels oor die gronde, is gevaarlik vir die kinders, ensovoorts. En ons het na hulle geluister, en ek het gevoel, ek wil vir Lobabalo, ons pastor, evangelis in Zwelisley, wat ons al jare lank ondersteun, en met hom 'n pad loop. Ek vat hom soontoe en ek vra vir hom, Lobabalo, wat dink jy, wat moet ons hier doen? En hy het daar gestaan en hy het so gekyk en hy sê vir my, in Engels nou, ons moet iets doen, wat vir hierdie mense wat hier rondom die kerk bly, wys dat die Here God vir hulle omgee. Die eerste ding wat ons moet doen, ons moenie 'n muur bou in die eerste plek nie. Al lyk dinge nie goed daar nie. Kom ons begin met 'n sopkombuis, want hy weet hier's baie honger mense. En wanneer ons dit begin, dan sal hy
Woensdae wanneer hulle sopkombuis is, soontoe kom, dat al die kinders en die mense wat kom in die kerkie ingaan, dan sal hy eers vir hulle 'n boodskap bring en daarna kan hulle bakkies gee en sal die mammas inskep. En met die Here se genade het ons en met al die ondersteuning in die gemeente het ons hulle bemagtig, die nodige goed vir hulle aangekoop en hulle doen nou self hierdie sopkombuis. Oom Herman, met jou uitreik, baie dankie ook daarvoor. Ons uitreikbediening ook betrokke. En die Babale bring die boodskap. En die ander dag sê hy vir my, daar is van hierdie kindertjies wat met hulle bakkies gekom het, maar hulle harte vir die Here oopgemaak het. En nou gemeente is daar 'n totale ander gesindheid. Die liefde van God vloei daar. Die kerkraad het intussen, hulle kerkraad self die muur reggemaak. En die drade wat op die grond gelê het, lê nie meer op die grond nie, dit loop nou bo deur die lug. Daar is 'n verhouding begine bou. Die lewe wat God gee, het begine vloei. God se lewe word meer wanneer ons dit deel. God se lewe word meer wanneer ons dit deel. Wanneer ons dit vir onsself hou en ons toemaak, dan verarm ons self geestelik en op ander maniere. Maar dit word in ons harte ook meer wanneer ons dit deel. En dit word buite meer. Gemeente, die Gees van God bring lewe en genesing oral waar dit vloei. Die Gees van God bring lewe en genesing oral waar dit vloei. Hierdie stroom vloei in die dooie see in. Dit word vars. Daar kom visse, die vissermanne, julle sou dit geniet het daarso. Te veel vis om te vang. Maar die interessante is ook dat daar van die morasse is wat nie verander nie. Sout en minerale is belangrik. Dit is ook 'n preserveermiddel. Daardie visse moet gepreserveer word as hulle dit verder weg wil vat binneland toe. Maar dit mag ook wees, ons weet nie, maar dit mag ook wees dat daar van hierdie mense is wat nie die lewende water wil drink nie. En gemeente, dit val my op in die laaste tyd, dat hier in ons eie gemeenskap, waar ons beweeg, dat daar mense is wat eenvoudig vir jou reguit sê, ek glo nie in God nie. Daar is mense waar dit 'n dieper rede is, byvoorbeeld, sê maar iemand wat worstel met 'n geliefde of 'n kind wat oorlede is en met daardie persoon het ek die grootste deernis. En ek weet die Here ook, as so iemand begin twyfel. Maar wat vir my swaar is daar sommer net mense is wat net sê, nee, hierdie goed wat julle hier doen, wat julle hier vertel, dis nie waar nie, dis net stories. Ons weet nie of hierdie soutmorasse wat nie vars geword het nie, dit simboliseer nie. Maar gemeente, dit roep ons net nog meer om as kinders van God te lewe. Dat mense rondom ons kan sien dat Jesus in ons leef. Dit roep ons nog meer om naby God en vanuit God te lewe. Wanneer ons gemeente terugkyk,
Wat sien ons? Wanneer Esegiel moet terugkyk, dan sien hy vrugtebome wat elke maand nuwe vrugte dra. Kan jy dit voorstel? Elke maand nuwe vrugte. Dit is 'n wonderwerk, dit is totaal 'n vernuwing. Die vrugte hou nooit op nie, dit is altyd vars. En die blare van hierdie bome bring genesing. Die sout van die dooie see word genees. Dit word vars, dit word helend. Daar is oorvloed. Want dis uit die heiligdom, vanuit die heiligdom, vanuit God self, dat die water kom, wat vars maak, wat genesing bring, wat oorvloed bring. Gemeente, waarmee is ons besig in ons eie lewe? U en ek, waarmee is jy besig? Help jou lewe om genesing te bring? Is jou lewe 'n oop kanaal waardeur God se liefde en vrede en oorwinning en hoop vloei? Dat jou buurman wat dalk nie glo nie, dit sien en ervaar oor hoe jy praat, hoe ek praat, oor die land en oor uitdagings, oor die toekoms, oor die hoop wat ons in Christus het. Waarmee is onrusgemeente besig? Daar is baie dinge met alle lof en eer en dank aan God wat ons vanoggend sou kan noem. Baie bedieninge, baie uitreike oor die jare, geleenthede. Nou die dag praat ek met Christo Wooding, of ten minste op WhatsApp met hom gekommunikeer. En hy sê hy mis dit om na onderrusgemeente toe te kom. En hy mis dit dat ons Oos-Kaap toe gaan, daarna Kokstad en omgewing toe, Allokop toe. Een van die ouderlinge is oorlede, wat so saam met ons gewerk het daar, toe ons kerkie gebou het. Ons kan baie dinge noem. Ook hier in ons eie gemeenskap. En ons loof die Here vir die mooi, daar waar sy liefde gaan, waar sy liefde uitgaan. Amper soos wat die sop hier gekook word, en dan neem die manne dit uit, daar na buite toe, waar kinders is, waar ou mense is. Dis so 'n mooi simbool, maar so baie ander dinge ook. Waar die evangelie uitgaan. Waar u 'n geleentheid het, en onthou, u is die kerk, u en ek, ons is die kerk. Ek kan my nie losmaak van wie ek is wanneer ek besigheid doen nie. Ek kan my nie losmaak van wie ek is wanneer ek my werk doen nie, of wanneer ek bloot net in 'n tou staan en wag by binnelandse sake nie. Dan verteenwoordig ek nog steeds onderrusgemeente. Ek verteenwoordig nog steeds Jesus Christus as my Here en my Verlosser. Toe ek na daardie foto kyk wat Janie vir ons opgesit het, ek herken dit, dis die Onrus Lagoon. Hy's oop. Nou weet jy wat ons nou daar gebeur. Nou die aand het ek met my hond daar gaan stap, toe was hy toe. Toe stap jy baie gemaklik oor die strand. Maar hy's toe. Nou word dit hoogwater of springgety, dan gaan die water bo die strand en hy maak hom vol en die rivier kom af, dan spoel hy hom weer oop. Dan gaan al daardie
vars water en hy spoel hom skoon see toe. Dit is vir my so simbolies. Ons moet oop kanale wees, waardeur die vars lewegewende water van God vloei, vanuit God self. Mag die Here gee, dat hy deur sy Gees ons ook bewus sal maak in hierdie jaar, waar daar nog soutkolle is. Dalk in ons eie gemeente, in die Weier gemeenskap, waar daar geleenthede is. Ek wil die soutkolle sien as geleenthede vir die lewe wat God gee. En dat ons elkeen sal ontdek, meer en meer in ons eie lewe, ons eie kring, maar ook as gemeente, hoe meer ons hierdie liefde leef, hoe meer ons oop kanale is, waardeur God se liefde vanuit homself kan vloei, God se genesing, God se hoop, hoe meer sal dit word, daar buite en hier binne, en hier. Mag die Here ons hierin seën, want dis uit die heiligdom, vanuit God self, dat die lewe vloei. Amen. Here God, wees ons almal genadig. Dat ons naby U sal leef. En soos ons gesing het, nader by U God. Soos die ou Psalm 42 wat sê, my hart, my siel dors na die Here, my siel skreeu na U. Here, dat ons daar sal wees. Dat U alleen alles sal wees. En dat U onder ons gemeente sal seën om altyd vanuit U te begin met enige nuwe situasie of nuwe geleentheid of uitdaging. Here, dat ons alles in alles vanuit U sal begin, maar ook in ons gesinne en ons werkkringe, oral, Here, dat ons by U sal begin, want vanuit U kom wysheid, vanuit U kom lewe, vanuit U kom oorwinning, genade, krag. En dat ons U stem duidelik in alles sal hoor, ook wanneer ons later in die jaar by die beroeping mag kom. En Here, dat U lewe deur ons elkeen en deur ons as 'n gemeente sal vloei, in hierdie gemeenskap in, oral, Here. En dat U Gees ons ook sal wys waar die geleenthede is, en dat ons dan met oortuiging en met toewyding dit vir U koninkryk sal gebruik. Ek wil ook daarom bid vir Lubabalo, wat nou die dag gesê het, hy wil met 'n evangelisasie, EE3 kursus begin, dat U daarin ook vir hom sal seën. Dankie, Here. Dankie vir U kinders oor alle grense, ook in ons land, bid ons dit, dat U lewegewende water vanuit U kerk, alle Christelike kerke, Christenkerke wat U bely, sal vloei in ons mooi land in, en die dooie see sal vars maak. Maak ons, Here, oop kanale vir die vloei van U lewe. In Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sluit af met die slotlied en dan ook met die seënlied.
Gemeente, mag ons gaan lewe dit wat ons gesing het. En mag ons hierdie woord gaan lewe, dat net vanuit God kom daar nuwe lewe. Kom daar lewe en vloei die lewe. En mag die Here ons genadig wees om as gemeente en persoonlik elkeen, oral waar ons gaan of kom, ook u wat dalk besoekers is hier vandag, oop kanale te wees waardeur die lewe water, lewegewende water van God vloei, meer en meer, tot die eer van sy naam. En mag ons terugkyk en die vrug sien, soos Esegiel. Die Here seën u en gaan met u, met ons almal. Amen. Kom ons in die seën het.